Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Ek is baie bly dat u ingeskakel het by hierdie program. Jesus Christus bevry jou siel. Dit is wonderlik vir my as ek terugdink aan hoe ek tot daardie keuse gekom het om hierdie program daardie naam te gee. Jesus Christus bevry jou siel. Dan kom die gedagtes op onmiddellik in die woord van die Here wat sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. You shall know the truth and the truth shall set you free. As jy vrygemaak moes word, if you needed to be freed up, it means that there was bondage, there was captivity. Maar hierdie woord, dank God, het ons lewens betree. Die woord van die Here, die woord van Heilige Skrif, die woord van 'n bewaarde skrif, wat God groot moeite in belê het, om vir ons suiwer te hou. So ja, op hierdie tydstip wil ek nog voortgaan rondom die gedagtes van die heerskappy wat ons uitoefen in en deur die teenwoordigheid van God self. Want God is sy woord en God se woord is God. Volgens Johannes 1 vers 1, ons ken daardie skrif. Kom ons bid saam en ons vertrou God om ons ore oop te maak en ons 'n leersame hart te verskaf. Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie dag, die dag wat u geskaap het. Deel van die skepping is hierdie oomblik, Here, wat u alreeds betree het. Voordat ons in hierdie tydstip gekom het, was u alreeds hier. Hier het u alles belê. Help ons om dit te vind, Here, wat sal maak vir ons voorspoed, ons sukses, om heilig te kan lewe en om nie net 'n voortbestaan te ervaar nie, maar ook om ander te help om Jesus Christus aan te neem en om gehoorsaam te wees aan u woord en gees. Dankie Here vir hierdie skrif. Seën die lees van hierdie Psalm 8 wat ons nou gaan doen en mag dit 'n groot seëning nalaat vir almal wat daarna luister in Jesus naam. Amen. Nou ek lees onmiddellik Afrikaans en Engels, Psalm 8 is 'n baie kort psalm, hy is maar net 'n paar versies, en ek wil vir julle sê, hierdie psalm ken ek al van my vroeë dae as 'n gelowige, en die rede daarvoor is, omdat iemand hom omgesit het in 'n sangstuk, 'n wonderlike sangstuk, 'n Engelse lied, ek dink as ek mooi onthou, dit is 'n Ierse evangelie singer, hy is nou al reeds oorlede, sy naam was Keith Green, en hy sing 'n song, O Lord, how majestic is your name in all the earth, en 'n wonderlike sangstuk. Ek wens, ek het my gitaar saamgebring, miskien kon ek hom so 'n bietjie gespeel het vir julle, dat julle kan hoor, ja, pastoor sing nog al 'n bietjie, en speel 'n bietjie gitaar, ek speel nog nie so vaardig soos meneer Refkin nie. Meneer Refkin kan regtig mooi speel, maar ek kry dan so 3 of 4 chords by mekaar. In elk geval, ons lees die psalm, dit is 'n wonderlike psalm, laat my toe om in Afrikaans en Engels te lees. Here ons Here, hoe vol majesteit is u naam op die hele aarde. U heerlikheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing u lof, want u het die wat sterk is bestraf, vyand en wreker stilgemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en sterre, wat u in hulle plekke geplaas het,
Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensdom dat u vir hulle omgee. U het hom 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel van alles wat u hande gemaak het. U het hom mag gegee oor alle dinge, skape en beeste, alles en ook die wilde diere, van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see en alles wat swem deur die seestrome. Here ons God, hoe vol majesteit is u naam oor die hele aarde. Woe, halleluja. Nou, ek dink nie 'n mens dat dit so opvallend is, hoekom die psalmdigter begin met dieselfde bewoording. Here, o Here, hoe vol majesteit is u naam, en hy begin daarmee soos dit, en hy eindig dit ook so met dieselfde bewoording, maar wanneer 'n mens die inhoud van daardie psalm reg besin, en besef wat 'n groot voorbaat daar vir ons belê is, nadat dit so 'n halwe negatiewe begin het, wanneer dit praat van die mens geskape, bietjie geringer as engele en sovoorts, maar skielik het hy so opwaartse neiging wat hom heeltemal verheerlik. Kom ons lees dieselfde in die Engels. Kom ons lees dit. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies. Nou, van die ander Bybels sal die bewoording soos volg wees. In the mouths of infants, you have put power. En ons gaan terugkom na daardie spesifieke bewoording, maar ek wil net myself 'n bietjie vooruit gaan deur te sê. Wanneer ons teruglees in die evangelies, die eerste paar oomblikke wanneer Jesus Christus met sy disippels 'n afgevaardigde gesag aan hulle oordra. Onthou jy dit? En hy het hulle uitgestuur so 2 by 2 na verskillende dorpe en klein plekkies toe, en hulle taak was om te gaan verkondig dat die koninkryk van die hemel het naby gekom. En met die bemagtiging en die oordra van salwing as 'n bekragtiging, het hulle mense genees van siektes en kwale en siekte en duiwels uitgedryf. En toe hulle terugkom na hierdie klein sendingsmissie, as 'n mens dit so iets kan noem, het van hulle met groot opgewondenheid aan die Here self verklaar, Here, dit was so wonderlik geweest, selfs die demone was onderworpe aan ons teenwoordigheid, ons het hulle uitgedryf. En Jesus sê vir hulle, dis wonderlik, ja, en dis iets om oor te verheug, maar ek sê julle wat, verheug julle liewer hierin, dat julle name opgeskryf is in die boek van die lewe. Dan sê die Bybel, hy het toe een kant toe gedraai, en vol lof en prys tot die Vader gejuig en gesê, Vader, ek loof en prys U, want U het hierdie wysheid, hierdie dinge, het U weggesteek van die slim mense. You have kept it away from the wise. Hy praat natuurlik van die tempel, priesters en sovoorts. Maar U het dit bekend gemaak aan hierdie babaitjies. En daardie verwysing wat hy daar gebruik, word verleen uit hierdie spesifieke bewoording, wat sê, in die mond van suigelinge, in die mond van kinders en babas, het U die krag gevestig. Kinders en babas besing U lof, want U het die wat sterk is bestraf, vyande en wrekers stilgemaak. Wanneer jy het so lees, dan kom jy nie erg ordentlik deur in
in oënskynlike openbaring nie. Want wanneer jy hom 'n bietjie uitbrei en verskillende Engelse weergawes daarvan lees, dan lees hy soos volg. You have established in the mouths of infants, in the mouths of babies, power, strength, a bulwark, praise, to still the avenger and to quiet the foe. Avenger, die wrekers, die wat wraaksinnig is, word stil gemaak. En foe is vyande. Is nog 'n woord vir vyande, om hulle stil te maak. Ons lees dit verder in die Engels. When I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Onthou, die Bybel sê vir ons nou, hierdie is gering. Van ons oogpunt af is dit 'n magtige groot ding. Dit is 'n geweldige skepingspoging wat in sy volmaaktheid gemaak het dat daar sterre is en planete en maan en sovoorts en sovoorts. Maar die Bybel sê vir ons, dit is 'n geringe ding vir God. Dit was maar net die werke van sy vingertjies. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, a thought comes to mind, 'n gedagte beur op in my geheue en ek vra myself, wat dan is 'n mens? What is man that you are mindful of him? Or the sons of men that you care for them? Vers 5 sê, you've made man a little lower than angels and crowned them with glory and honor. Nou, dit is een sin, maar dit is eintlik twee idees en gedagtes, twee konsepte, twee vlakke, twee stratas waarvan verwys word. In die een sin is die mens, soos ons mens verstaan, manlik en vroulik, in sy huidige Adamsvorm, menslikheid, geringer as 'n engel. Hy het hom 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens, engele. Maar die uiteinde van daardie sin sê, en hom gekroon met roem en eer. So, dis asof te sê, en ons gaan dit nou sien, wanneer ons gaan dieselfde gedagtes in Hebreërs 2 lees, die presiese selfde gedagtes, 'n herhaling van Psalm 8 word gevind in Hebreërs 2, en ons gaan dit lees ook vanaf vers 8, maar dit sê vir ons, voordat die sin kan eindig, sê dit vir ons, hy is gekroon met roem en eer. You've crowned him with glory and honor. En dan is daar 'n skielike omskakeling van dinge wat nie so gesien kan word in die eerste gedeelte van vers 5 nie. Die eerste gedeelte van 5 sê, you have made man a little lower than angels. Jy het die mens so effens geringer as 'n engel gemaak. Maar die vraag wat ons voor ons gedagtes die heeltyd hou, terwyl ons hierdie dinge besin, is die vraag wat sê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? En wat is mensekinders dat u omgee vir hulle? Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensdom dat u vir hulle omgee. What is man that you are mindful of him? Or the sons of men that you care for them? Vers 4 help ons om te verstaan wat hierdie groot verskil is in vers 5. Vir 'n oomblik in tyd is die mens 'n bietjie geringer as 'n engel. Ek het nog nooit in my hele lewe 'n engel vir 'n engel gesien nie. Honestly, in alle eerlikheid kan ek dit nou sê. Ek mag miskien 'n engel ontmoet het, soos die Bybel vir ons sê in die boek van Petrus, julle moet omgee vir vreemdelinge en gasvryheid betoon aan alle mense, want op sulke wyse, op hierdie manier, het mense alreeds engele getrakteer.
people have already hosted angels and they didn't know. Want die engel het in 'n vermomde manier na vore gekom. Maar, laat ek dit aan die sê. My pa, wat nou oorlede is, ek het my pa na die Here toe gelei, hier in die middel 90er jare, en vanaf die tyd dat ek hom na die Here toe gelei het, en hy was gedoop gewees, die Here het 'n geweldige intervensie in sy lewe gebring, hy was 'n dwelmverslaafde, hy was onmiddellik verlos van sy dwelmverslawing, hy het gelei aan TB, hy was onmiddellik genees van sy TB, en hy het vinnig gegroei, soos ek as, so was my pa, in terme van die vermoë in denke en verbeelding en ons liefde vir lees en sovoorts, so het gou gegroei in die Godheid. Maar nie net dit nie, hy het 'n bonatuurlike gawe gehad wat hy nie mooi verstaan het, en dit het eers begin sin maak nadat hy tot redding gekom het in die Here, en die ding wat hy gehad het, ons het altyd gesê in die kerk destyds, profeties, is dat persone wat toegerus is deur die Heilige Gees, en ons noem daardie persoon, as ons sê, hy is die oog, of sy is die oog, as dit 'n vrou is. Met ander woorde, hulle was sieners gewees, hulle kon sien, die natuurlike werklikheid kon enige tyd opgeskort word, en skielik word jy vasgevang in 'n geestelike realiteit, wat sterker is as die fisiese natuurlike werklikheid, en dan is daar ontmoetings om engele te sien, of om dinge wat verberg is, of verborge is, of geheim is in mense se lewens, om dit te besin in daardie allegoriese wêreld, 'n geestelike wêreld. So, hy het 'n paar keer wat hy in ons dienste was, en deel van ons bediening was, vir my na diens, dan sal hy vir my ingelig het, hierdie engele was teenwoordig, daar was 'n engel, so die engel gelyk, doen hy beskrywings van dinge wat, dit is glad nie in die natuurlike wêreld, kontekstueel nie, daar's niks in die oomblik van die vergadering wat vir jou sal aandui dat daar so iets is nie, behalwe dat die bediening of die oomblik van die bediening gevul is met 'n hemelse ervaring. En dan sal hy vir my verduidelik het, hoe het hierdie engele gelyk, hoe groot was hulle gewees, hy het met die van die engele gepraat. Hulle het gesprek gevoer, inligting was oorgedra in daai sin. So, vanaf wat hy aan my en ander in ons kerk destyds, wat ook daardie gawe gehad het, wat hulle aan my oorgedra het, kon ek 'n idee kry. Luister, ons as mense is gering in vergelyking met hierdie engele. Onder andere, baie male wanneer hulle aan my verduidelik het wat engele was teenwoordig gewees en wat was so, dan is hierdie engele groot. Ek praat van groot, ek praat van skouers, is hier teen die dak van die kerk, en die dak, die plafon van die kerk was 'n hoë plafon gewees, groot engele. En hulle vermoëns is meer as ons fisiese vermoëns. Ek noem dit vir ons so, want hier word 'n ding aan ons verklik wat ons moet verstaan. Ons moet dit tot 'n besef kom. Hierdie geloof van ons is nie 'n oneindigende hoop, en jy kom nooit daar amper soos daardie sprokiesverhaal van op die einde van 'n reënboog is daar 3-poot pot met 'n skat daarin. Daar is geen 3-poot pot met 'n skat in op die einde van waar 'n reënboog is nie. Dit is 'n mite. That is a fable, a myth. Nou ons geloof, hierdie Christenskap, hierdie vertroue in Jesus en vertroue in God die Vader is nie daardie soort oneindigende hoop. Nee. Ons glo subjektief en objektief. We believe subjectively and objectively, and our faith has a destination, and there are things about our believing that must become manifest, otherwise what's the use of believing? If I'm believing for healing must get to a point where sickness gives way and I am healthy again. 2020, gedurende hierdie inperkingsperiode, ek kan nou so 3 maande in inperking, het ek hout gekap daar waar ek gebly het, ek het kachel en anyway, long story short,
Ek het hout gekap en ek het omtrent 'n paar knolle hout gewoel. Het maak nie saak hoe dik die stuk hout was vir al hierdie bloekomboomstompe. Ek woel vir hulle met 'n groot byl totdat hy nou klein stukkies hout is om te brand. En nadat ek so vir 'n week of 2 of 3 weke so besig was met die byl, een oggend skrik ek wakker met die onaardse pynne in my skouers en my elmboog. En ek het gedink my arm val af en vir omtrent 3 maande sukkel ek met hierdie pynne. En my skoondogter is 'n fisioterapeut en sy het dit voorgestel en dat voorgestel en ek het hierdie salf en die pille probeer gebruik. Niks wil werk nie. Maar ek het aanhou glo. Vandag kan ek vir u nou vertel. My geloof in genesing in Jesus Christus het my heeltemal weer herstel. Ek kan my arms in alle rigtings ronddraai op pad optel, ek kan swaar goed optel, ek kan nou weer die byl vat, ek kan nou weer 'n lekker knol hout woel totdat hy weer splinters is. Omdat ons geloof so werk, ons geloof werk tot 'n punt waar manifestasie moet plaasvind. Is jy nog met my? So hierdie skrif vertel vir ons, daar is iets waarin ons nou vasgevang is. Ons is mensekinders, God dink aan ons, God gee om vir ons, maar in die onmiddellike volgende vers word aan ons verklaar, ons is geringer as engele. Maar dan skielik voor die sin kan eindig, in dieselfde sin, sê dit vir ons, maar hy bekroon ons is gekroon met heerlikheid en eer. We are crowned with glory and honor. En vers 6 en 7 en 8 en 9 gee vir ons ruimte om te verstaan wat ons vrymoedigheid is in hierdie bekroning met heerlikheid en eer. Hy sê, dis 'n wonderlike woord. Ek gaan dit in Engels lees. You've crowned man with glory and honor. You made man to rule over the works of your hands. You put everything. Wat is uitgesluit? As jy sê everything, dan sê jy letterlik niks is uitgesluit nie. Of jy nou 'n virus of 'n bakterie is, jy sal kniel en bely, Jesus Christus is die Here. En as jy kan sê, as hy geforseer word om te sê, Jesus Christus is die Here, dan moet hy ook ingee vir die bewoording wat sê, Jesus Christus se wonde het ons genees. You see what I'm saying? So he says here, you've made man to rule over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds and the animals of the wild, the birds of the sky, the fish of the sea, those that swim through the paths of the sea. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Nou moet ek haas om by Hebreërs 12 te kom. Wêreld met dit gaan by uitvang. Behalwe om te sê, onthou nou waar ons begin. Ons praat letterlik nou van ons heerskappy met Christus. Ons heerskappy met Christus, want vir 'n oomblik in tyd, net soos Christus Jesus, ons sal dit nou lees in vers 8 van Hebreërs 2. En ek haas soos ek nou lees. Tot herhaling van Psalm 8 is die apostel Paulus besig in Hebreërs 2 om daardie Psalm te quoteer en hy sê, ek herhaal dit, wat is die mens dat u aan hom sou dink? 'n mensekind dat u aan hom sou aandag gee? Vir 'n klein rukkie het u hom minder gemaak as die engele. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. Onthou, ek het gesê, dit is 2 fases van dieselfde ding, en die fase is van 'n korte tyd duur. The time frame or the time is a short period of time where man is less than an angel, and then suddenly man excels and is greater than an angel. U het hom met heerlikheid en eer gekroon, u het alles onder sy beheer geplaas. Wanneer die skrif sê, en ek lees nou Hebreërs 2 vers 8, wanneer die skrif sê, alles is onder die mens se beheer geplaas, beteken dit werklik alles. Nou, laat ek net voor 'n oomblik stop. Dis nou nie ek, Rodney Franke,
wat sê en die verduideliking of kommentaar lewer nie. Van tyd tot tyd doen ek dit wel, maar wat u nou hoor, is nie my kommentaar nie. Dit is presies soos die Heilige Gees wil hê, ek en u moet dit verstaan. Dit is die Heilige Gees self wat die kommentaar nou aan ons oordra, deur die handleiding wat hy aan Paulus verskaf het. Hy sê, wanneer die skrif sê, alles is onder die mens se beheer geplaas, beteken dit werklik alles. Tog sien ons nou nog glad nie, dat alles reeds onder die mens se beheer is nie. Maar, ons sien wel vir Jesus. Vir 'n klein rukkie is hy minder gemaak as die engele, maar nou, volgens Psalm 110, nou is hy met heerlikheid en eer gekroon, omdat hy vir ons die doodsleiding deurgemaak het. Ja, hy het deur God se genade vir elke mens gesterf. Prys God. As ek net 'n klein bietjie verder lees, God wat alles gemaak het, en op wie alles gerig is, wou baie mense deel laat kry aan die heerlikheid. Daarom was dit net gepas dat hy hulle voorganger, dit is Jesus Christus, naamlik Jesus, wat vir hulle die pad tot verlossing sou oopmaak, deur lyding volkome vir sy taak gereed maak. Nou is dit so dat sowel Jesus die een wat geheilig is, as almal wat deur hom geheilig word, dieselfde Vader het. Dit is waarom Jesus nie huiwer om hulle sy broers en susters te noem nie. Want hy sê vir God, ek sal u naam bekend maak aan my broers en susters, ek sal in u gemeente u lof besing. Hy sê ook, ek sal vas op hom vertrou, en verder, hier is ek, saam met die kinders, wat God my gegee het. Ek wil tot sover lees, volgende week wil ek voorsit op nog 'n afpeiling, om hierdie ding bekend te maak, maar wat vir my so wonderlik is die gedagte dat, vir 'n geringe tydjie, is die mens kleiner as 'n engel geag, maar onmiddellik na die volstrek van daardie geringe tydjie, word die mens hoër geag in posisie, in naam, as die engele. En waar alles volgens dit wat nou oënskynlik is, in die natuurlike, nog steeds onder engele sorteer, gaan alles onder mens se bestuur wees. En volgens Hebreërs 6, wat het sê dat ons nou al 'n voorsmaakie het aan die bestuur en die heerskappy in die toekomende wêreld, daardie voorsmaakie maak dan dat ons nou in die hede, wanneer die deurbraak ons geloof vasgryp, om te kan glo dat God gee om vir die mens, God dink aan die mens, God ag die mens hoër as engele, omdat Christus alreeds daardie posisie as verteenwoordiger van die mensdom betree het, kan ons nou al van dit hier laat manifesteer. As jy die geloof daarvoor het. En te onthou, geloof is geregtigheid, wat glo in die waaragtigheid van die belofte van God self. Ons bid, Vader, dankie, dat u dink aan ons, en dat u gedagtes oorstroom is, met ontferming en troos vir ons. En dat in Jesus Christus, wie vir 'n klein rukkie geringer as 'n engel beskik was, maar nou oor alle engele geplaas is, dat in hom het ons ook daardie posisie
Ons wil daardie posisie begin beklee. Ons tree nader aan U, Here, sodat U ons mag kroon met heerlikheid en eer. Dankie, Vader. Ons neem dit aan, ons aanvaar dit, ons bely dit, ons sê dit is so, omdat U woord dit so sê. Ek bid dit as 'n genadegawe in die naam van Jesus Christus, U Seun. Amen en amen. Who is he?